ek sing, I surrender all. Oh Jesus, en dan gaan ek, I surrender all. En weet wat, God gee nie om toe ek verkeerd sing nie. En God gee nie om as jy nie op die noot sing nie. Al waarvoor hy omgee is hoe jou hart dit doen. Pastoor Henry sê baie keer verstaan hy kan nie die woorde onthou nie, dan sing hy sy eie woorde. Pastoor, dis tog wat God wil hê ons moet doen. Be true to God and surrender all. I surrender all unto thee. Ons wil net sing van u goedheid en u guns. And we want to surrender all to you, God, because you are our Savior and there's none like you. And we want to give you all of us, our blessed Savior. You are so, so good. And we thank you, Jesus. Here die woord wat u vir my gee, vra ek dat dit asseblief vandag in harte sal val en mense dit reg sal ontvang en dat ons hier uit sal stap heeltemal anders as wat ons ingekom het vandag. Here, en ek wil u al klaar dank vir die genesing wat gaan kom van hierdie diens af. Here, ek wil u al klaar dank vir mense wat vrykom van hierdie diens af, wat al klaar vrygemaak is. Want ons het gesing, wie die seun vry maak, is waarlik vry. En ons het dit geprophesy, we prophesied. Today we just prophesied. We just prophesied and prophesied and prophesied. And when you speak stuff into existence, when you speak it into existence. And we thank you, Jesus, that your word will not go null and void, but it will be in victory. Victory is Jesus. Victory is Jesus. And we speak in victory today, God. We love you, Lord, for you are a good,
good God, and your goodness and your mercy will go on forever. In Jesus' name. Amen. Wow. Nie te ver gaan nie, jy kan nie te ver gaan nie. Jy kan nie te ver gaan nie. Wanneer die Here jou lei. Okay. Ek wil vandag, en is snaaks genoeg, ek sukkel al 'n hele week, dat die Here vir my iets gee. Ek weet nie of jy verstaan hoe dit werk, wanneer jy in 'n preek werk nie. Maar soms gee die Here jou niks. En dan begin jy bekommerd te raak. En dan sodra jy sê, okay, nou gaan ek afsonder, dan val iets voor. So as soon as you say, I'm ready to go and have some time with God to prepare for my sermon, then something just comes up. And we've had a couple of days, seriously, we've had a couple of days. Thursday, our awesome team got 3 screens to work. So 3 skerms het gewerk, donderdag aand. Ons is hier weg, ons was so chuffed, well, ek was chuffed op hulle, want ek het net gekyk, so ek het dit nie gedoen nie. En die Here bless ons, en ons is like, wow, ons het dit reg gekry, die Here is so goed, en vanoggend kom ons hier aan, en ek sien, ja, daar's baie beweging maar agter, en ons begin te oefen, en die oefening is nogals moeilik, want ons nuwe lidmate is besig met hulle kursus, en ons is so dankbaar dat die Here hulle hiernatoe gestuur het, almal wat gekom het. My mind is die hele tyd, my mind just doesn't want to focus. En die woord wat ek vanoggend kry, ek weet nie of dit die regte woord is nie, weer eens, ek's 'n mens, ek doubt in myself. En ek kom agter en hulle sê vir my, luister, nee, my vrou kom vorentoe, sy sê, hoor jy, daar's moeilikheid. Jy gaan die mense moet sê, hulle moet asseblief net ons verskoon, want daar gaan nie woorde op die bord wees, en ek dink, ag nee. Want sodra daar nie woorde is nie, ons mense voel dan, hoekom moet ons dan saam sing? Ek ken mos nou nie die woorde nie. Nie almal is pastoor Henry wat nie omgee nie, hy sing sy eie woorde. Maar ons bid en my vrou sê iets agter, ek sê vir wow. Dit gaan werk. En sy sê jy's reg. Dit gaan werk. Nie ons komputer het gewerk nie, maar Philip het 'n ander plan gemaak en ons woorde op. Maar nog steeds in my gees, ek is so dankbaar en ek sê, Here, dankie vir dit wat jy doen. En ek voel, ja, ek is reg vir die ding, nou gaan ons die vyand wys. En ek beloof jou, met die eerste 2 liedjies terwyl ons sing, trek die vyand my aandag so af, dat al wat ek kan dink, is die woorde, wat al reeds op die bord is. Maar die vyand wil ons nog steeds aftrek. En die ding, ek wil nou 'n bietjie teruggaan, ek weet ek spring rond, maar Pieter vra my, hy sê, Anton, as jy weet wat jy gaan preek, asseblief sê vir my, dan kan ek die liedjies uitwerk, en dan kyk ons of ons volgens dit kan gaan, as die Here hom so lei, want of dit nou volgens my preek is of nie, tough, ons doen wat God vir ons sê om te doen, maar ek verstaan sy hart, en die Here gee my net niks nie, en my vrou vra my, hoor jy, het jy al 'n tema? Ek sê vir, wow, jy is haastig, ek kan nie nou nie, want alles gebeur. Gister het ons 'n groot event en ek sê, okay, ek gaan vroeg begin en dan gaan ek tyd by die Here spandeer terwyl hulle weg is om iets te gaan doen, en dan as hulle terugkom, het ek my woord. Ek weet dis wat gaan gebeur. Maar dit gebeur nie so nie. Want alles loop net verkeerd. Die manne bid hier het gesien, ek hardloop rond. Dinge werk net nie uit nie. En my tyd wat ek moes spandeer is gestop. En ek dacht toe, ek sê, okay, weet jy wat? Ons moet by die funksie uitkom, ons is 'n halfuur laat vir die funksie. Ek sê, na die funksie, weet ek, God gaan my woord vir my gee. En about 20 minutes before we have to leave, kry ek 'n phone call. Hoor jy, ek weet, ek wil jou nou nie pla of lelik wees nie, maar regtig waar, hier's nou net 'n kar gesteel. Daar's dit weer by die deur uit. Steel hulle 'n kar op die perseel, waar mense hulle kinders bring om iets te doen, hulle karate. En
weer eens daardie duiwel my. Nou praat ek met die familie en ek is so jammer en ek is regtig jammer. Ek voel so vir hulle. Dis hulle eerste kar, hulle het hulle kar vir 4 maande. En die vyand draai my weer keer. Maar die Here is so goed dat die mense blame ons nie. Hulle verstaan hoe dit werk. En weer eens sê ek, okay, as ons klaar geëet het, pastoor, dan gaan ek die woord kry. Ek weet dit vir 'n feit. En ek spreek dit. En ek sê vir hulle wat saam met ons was. Ek sê, luister, as ons klaar geëet het, dan gaan ek afsonder en die persoon wat op kuier sê, nee, okay, hoorie, pastoor, ek gaan nou loop, want jy het gesê, jy gaan afsonder, ek is reg. Kom 'n boodskap weer. Het ons weer 'n krisis op hier. En ek kan weer nie begin nie. En die vyand probeer om alles van ons al weg te vat, wat moet gebeur. Maar die punt wat ek wil maak, is ek het nog steeds gesê, Here, ons het hier agter gesit en gesê, U sal deurkom. Ek het met die dames agter gepraat. Hulle was meer positief as ek, en ek wil net vir hulle sê, baie dankie. Want hulle het gesê, ons sê vir die vyand, hy's uit by hierdie deur. Ek sê, man, maak die vensters oop, hy moet sommer dalk uitgaan. Moenie nog laat hy met die deur uitgaan. En soos ons hierdie liedjie sing, besef ek wat my woord oorgaan. En alles gaan oor die stem van God. Alles gaan oor die lig wat by jou uitkom. Alles gaan eintlik oor jou asem wat jy uitblaas. Maar wanneer jy sing, wat gebeur? Jy asem uit. Sonder asem kan jou vocal cords can't move if you don't breathe. And this breath in your lungs is from the voice of God. Because He said in the beginning, this amazing, powerful God spoke things into existence. En hy sê, laat daar lig wees. En wat gebeur? Daar was lig. Het jy dit al probeer toe die krag gister afgaan? Sê, laat daar lig wees. Daar was nie eens 'n Eskom gewees toe nie. En God sê, nie enige moeilike ding nie, hy sê net, laat daar lig wees. En daar was lig. En dit gaan verder aan, waar God bly sê, laat daar, en is daar. En hy sê, laat daar, en is daar. En hy sê, laat daar, en is daar. Dis hoe sterk hierdie stem van ons God is. En hy sê, kom ons maak mens. En hy vorm ons, hy maak ons, hy vorm ons. En wat doen hy om ons te maak lewe? Die eerste CPR ooit in die wêreld. Hy gee daai man CPR oor sy mond, oor sy neus, gaan hy en hy blaas lig in hom. Die ruach van God. En ewe skielik kom die mense op. Now we'll sing of the goodness of God. En hy begin God te worship. En hy wandel saam met God. Hierdie amazing God. Daai lig wat in sy longe ingeblaas is in ons longe. Daai selfde lig. The voice of God should reign in your life. Negativity should go. 'n ding gebeur, Jesus kom aarde toe, God stuur sy seun, want hy is so lief vir ons om te kom sterf vir ons. Maar terwyl hy hier is, doen hy 'n ding, en dit is een ding wat vir my baie uitgestaan het. That until today, he still makes the death to hear. En ek gaan dit 'n bietjie verder vat as dit, maar ons gaan net eers daar begin. En God se woorde dra krag, sy stem dra krag. In Markus 7:32 tot 35 gaan ek vir julle in Engels lees.
And they bring unto him one that was deaf and had an impediment in his speech. And they beseeched him to put his hand upon him. And he took him aside. Sien jy wat doen God hierso? Hy luister nie vir die mens wat vir hom vertel wat om te doen nie, want hy weet wat om te doen. Ons moet na hierdie God luister wat weet wat hy doen. And he takes him one side from the multitude and puts his fingers into his ears, and he spit and touched his tongue and looked up to heaven, and he sighed. He sighed. En die lig van God kom uit hom uit Jesus uit. En hy doen 'n amazing ding. Het jy gesien wat doen hy? Hy maak dit nog erger. So die ou is klaar doof. Mense, hy is klaar doof. Dink net hoe lyk dit waar Jesus hom een kant vat en hy sit sy vingers in die dowe ou se ore. Spoeg op sy tong. Dit moet weird lyk. En hy haal asem en hy blaas uit. En ek mag dalk hierdie woord heeltemal verkeerd kry. Ephata, sê hy kliphard. That is, be opened. And straight away his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake again. Is dit nie awesome nie? Kan ons nie net God 'n handeklap gee vir dit nie? Miskien het jy dit nie geweet nie. Hy maak die ou se ore nog toe ook. Net om seker te maak hy hoor nie. En met sy stem sê hy iets en hy sê Epheta en hierdie ou kan weer hoor. Daai selfde stem is binne in jou. En vanoggend terwyl ons sing kan ek voel hoe my longe oop gaan en ons sing. I speak to this bones to live. Get up, get up. I tell these lungs to live. Praat met jou longe. Hou op met jou kop praat. Praat met jou hart en jou longe om te doen wat God wil hê jy moet doen. Jy sal miracles kan doen net soos wat Jesus het gedoen het. Maar ons het wegbeweeg van God se stem af. His voice is power. In Genesis tot Revelation kan jy sien, die vyand fight nie regtig met mekaar nie. Hulle staan saam. Maar die Christene wil mekaar aanval. En in vandag se lewe is dit dieselfde. Ons wil hierdie wat God vir ons gegee het, nie gebruik vir goed nie, ons gebruik dit vir sleg. Ons wil mekaar seermaak. Ons wil mekaar doodmaak. Ons wil mekaar se gees afbreek. Ons wil nie die son sien skyn oor ons broer en ons suster nie. Ons wil nie God se gees sien beweeg nie. Because of my asem, want as ek nie genoeg asem het nie, hoe gaan ek lewe? Dis my asem. Speak the voice of God. En wat is dit? Ek wil verder gaan om te sê, forgiveness is key. It's an instruction from God. We need to go further than just forgive. So what do we always say? I will forgive but not. Sien julle almal ken dit. Ek wil verder gaan om vir jou te sê, forgive what you can't forget. Al kan jy dit nie vergeet nie. Vergewe wat jy nie kan vergeet nie. En God sal jou so genees dat later dan jy nie meer aan dink nie en dan vergeet jy daarvan. So I want these words to stick by you today. Try to start forgiving what you can't forget, so that you can move forward. Hou op om vas te hou aan dit wat jy dink gaan werk. Move with God, move with His voice. And it says in Ephesians 4:32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Even when He was on the cross, beaten by us, the humans, who should love Him for what He's done. We messed Him up, and He still
forgave what could actually not could be forgotten. Because we still remember it today. After more than 2,000 years, we still remember what has happened. But He forgave us. En dis wat ons moet doen. As jy iemand moet vergewe vandag, vra ek dat jy dit sal doen met jou stem en nie net in jou kop nie. Ek sê, Here, ek sit hierdie persoon voor en ek vergewe hulle en ek vra dat U hulle sal vat en dat U hulle sal help om my ook te kan vergewe. The Bible is not given for information but for transformation. En dis waar ons 'n fout maak. Ons dink die Bybel is net vir informasie. Nee. Die Bybel is om ons te verander. It's for transformation. Amen. Ek gaan 'n bietjie vorentoe. Hierdie amazing sterk, ek wil net nog een voorbeeld gebruik en ons ken dit van Lazarus. En hulle kom na Jesus toe en hulle sê, luister hierso, Lazarus is dood. En dit maak hom sad, maar hy gaan nog aan met wat hy moet doen. En hy doen 'n snaakse ding en ek dink julle weet hoekom. Hy wag, hy gaan nie dadelik nie. En hulle sit Lazarus binne in 'n grot en hulle sit binne in 'n graf en hulle sit 'n klip voor dit en hulle los hom daar. En Jesus kom eers op die hoeveelste dag daaraan? 4de dag. Okay, so as jy na die Joodse tradisie kyk of hulle geloof, sê hulle dat jou gees kom nog vir 3 dae terug na jou toe om te kom na jou liggaam toe. So vir 3 dae kan jy nog steeds terugkom aarde toe en jy kan nog steeds lewe. So for 3 days your spirit is still on earth. That's what they believe, and your spirit comes back to your body. And you can still live in those 3 days. So after 3 days, then they say, okay, now it's funeral time. He's gone to the big conference and he's not coming back. But Jesus does a amazing thing. He says, no, I'm going to wait 4 days. I'm going to go on the 4th day. Just to prove a point. Because that means his spirit's gone. There's no way that what I'm going to do now, you can say that no, because the Jewish people is the ones that needed to believe. And the sister said to Jesus, we can't open this, can't roll away the stone because he stinketh. Hy ruik nie lekker nie, hy het al ontbind, dis al 4 dae, jy's te laat. En hy sê, ek sê, rol weg daai steen. En weet wat gebeur? Mense wat saam met hom geloop het, en hoe weet ek is mense wat saam met hom geloop het? Want hulle het geweet wat hy gedoen het. En hulle sê, hoekom kan God, wat die mense laat hoor, die dowes laat hoor, en die siekes gesond maak, hoekom het hy nie hierdie ou genees nie? Hoekom het hy gewag tot nou toe? Hulle doubt hom. En dis wat ons doen. Ons kry hierdie amazing experience van God en dan doubt ons hom alweer. En ons doubt hom alweer. Maar Jesus weet wat hier aangaan en hy doen nog steeds in. So wanneer jy aangeval word en doubt sets in, don't give up. Do what Jesus did. Jy het ons gesien daai bandjies wat die mense altyd gedoen het. What would Jesus do? So wanneer hy doubt inset, dink aan hierdie oomblik waar Jesus vir hulle sê, rol nog steeds daai steen weg. Hy stink nie. En wat doen hy? Hy spreek. Nie lê hande op of doen weird goeters nie. Hy sê net, Lazarus, come forth. En vanoggend gebeur 'n amazing ding by my. Ek dink aan die 4de dag en ek weet forth het niks met dit uit te waai nie, maar vir my op daai oomblik is dit, hy gebruik die 4de dag, come forth. Op die 4de dag, kom vorentoe. En ons weer lewe. En jy mag dalk op daai punt wees wat jy voel, daar is nou niks meer vir my nie. Dis dalk jou 4de dag vandag. En
En God sê vir jou, kom vorentoe en gebruik jou stem. Jy mag dalk voel dat daar is nie hoop nie, maar daar is hoop vir jou mense. En sy naam is Jesus. En al wat jy moet doen is om te glo in hom, en te glo dat hy het gesterf vir jou, en geglo dat hy het opgestaan vir jou, en hy sal vir jou dinge doen. If you believe in Jesus, and that he was resurrected, and that he died for you, and he was resurrected, and he came back again, he will do for you what you need. Just believe. People should hear God's voice through you. We need to stop being the negative voice. If you're not for God, you are against God. And he says people should hear God's voice through us. A voice of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Vir die Afrikaans, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. People should hear this in your voice and in your life. We need to start speaking the voice of God and stop being negative over everything. Maar wanneer jy negatief spreek en jy spreek dood, gaan dit ook werk. Ek wil jou maar net inlig. If you speak negative, it will also work. It's not just positive that works, negative works as well. Dieselfde asem wat in Jesus se stem was, wat krag gedra het, is in jou stem. En ek wil die span vra om vir my vorentoe te kom. Dieselfde stem wat in Jesus was, wat krag gedra het, is vandag in jou. En gebruik dit vir goed en vir positief, nie vir sleg. Kon ons staan saam en spreek lewe, dat mense God se stem deur ons kan hoor en kan beleef. Wanneer ons sing, dat mense kan hoor hoe goed God is vir ons. En ek wil net hierdie laaste stukkie van hierdie liedjie net weer sing. En vra as jy wil hê, iemand moet vir jou bid dat jy vorentoe sal kom. En dan gaan ek die pastore en die bidders vra om net te kom en die profete, as jy profetiese woord het. Maar ek vra jou weer eens, moenie vorentoe kom pastore, omrede ek gesê het pastore, of wie ook al ek gesê het nie. Jy moet vorentoe kom wanneer die Here vir jou sê, kom bid vir iemand. Jy kom bid nie net vir iemand, omdat jy wil bid nie. Die Here moet jou lei om vir daai persoon te gaan bid. En jy hoef nie te staan nie, ek wil jy net daar sit, as jy wil, kan jy vorentoe kom, as jy wil, steek jou hand net op, en ons bid vir jou daar waar jy is. En ek glo God gaan iets vir jou doen vandag. En ek wil hê God se gees moet in jou beweeg, en sy stem moet deur jou stem kom. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. As jy voel jy is nie sterk genoeg nie, en op hierdie oomblik is jou stem baie negatief, en jy wil net hê iemand moet saam met jou staan en net jou oplig en jou help, dat jy weer in 'n positiewe situasie kan kom, in 'n positiewe rigting kan beweeg. Staan op waar jy is en kom vorentoe, moenie bang wees nie, en dat God saam met jou doen. Every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. When I will sing of the goodness of God. Ek wil iemand met net saam met hulle gaan bid asseblief. Daar waar hulle is.
gonna tell these dry bones. Get up, get up. I'm gonna tell these lungs to sing. I speak to every sickness, go out every lie, prophesy. I'm gonna tell these bones to live. Get up, get up. I'm gonna tell these lungs to sing. I speak to every sickness, call out every lie. I'm gonna tell these bones to live. Get up, get up. I'm gonna tell these lungs to sing. Speak to every sickness, call out every lie. Prophesy. Speak to every sickness, call out every lie, prophesy. I will lift my voice. If I speak your word, it will not be void. No, I won't give up till I see a change. I'll watch heaven come as I speak your name over every curse. I will lift my voice. If I speak your word, it will not be void. No, I won't give up till I see a change. I'll watch heaven come as I speak your name. Amen. Weet jy, ek is so bewus van die Here se teenwoordigheid en het is vanoggend 'n voorreg vir my om twee persone te kan doop, maar ek wil kom ons sit net so en kom ons vra net die Here se seën op dit wat vanoggend hier moet gebeur. Here, ek is so bewus van die teenwoordigheid in ons midde. Dankie dat ons net vir 'n oomblik kan stil word, Here. Ek hoop dat alles wat hier geskied het tot eer, tot verheerliking van die naam sal wees, Vader. Dankie, Here, dat hierdie man nie net vanoggend nog 'n diens is nie, Here, maar dat dit 'n diens is, Here, waar U harte transformeer, lewens transformeer, Vader, deur die kragwerking van U Heilige Gees. Here, ook waar ons nou mense gaan dood, wil ek bid, Vader, dat U dit verheerlik sal word, Here, want dit is 'n goddelike oomblik, Vader, waar mense vanoggend, Here, afsterwe in 'n ou lewe en opstaan in 'n nuwe lewe. Ons loof U en ons prys U daarvoor in die magtige naam van Jesus Christus alleen. Amen. En amen. Nou voordat ek hulle twee gevra om hier voor my te kom staan, wil ek graag met 'n skrifvers deel rakende die doop. In 2 Korintiërs
hoofstuk 5. En vir my persoonlik is dit een van die kernverse. As ek vanoggend met u wil net 'n kort gedagte deel oor wat dit beteken wat vanoggend hier gebeur ten opsigte van die doop. In 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 17 sê die volgende. Maar ek wil eintlik vanaf vers 16 vir julle lees. Hy sê: Ons ken dus nou van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Amen. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Romeine 8 vers 1 sê die volgende: Daar is dus geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En weet jy dat baie van die nuwe vertalings en van die Engelse vertalings het die B-gedeelte van daai skrif uitgehaal. Maar Romeine 8 vers 1 sê die volgende: Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En daar stop baie. Maar in die 33 vertaling sê die volgende: Vir die wat nie wandel na die vlees nie, maar na die gees. En weet jy dat, so om in Christus te wees, kwalifiseer hy die volgende deur te sê, om in Christus te wees beteken 'n geeswandel. 'n Wandel waar ek op 'n plek kom, dat ek in gehoorsaamheid my lewe gaan aflê, deur hierdie stap te volg wat ons vanoggend gaan doen. Die aflê van 'n ou lewe, en die opstanding van 'n nuwe lewe, in gehoorsaamheid in Christus. En dis wat vanoggend hier gaan gebeur. Dis 'n begrafnis van 'n ou lewe, en 'n opstanding in 'n nuwe lewe. Vanoggend gaan alles in hulle lewe nuut word. Die ou is verby, die nuwe het begin. En ek wil julle twee moet hier voor by my kom staan. Hulle en Ronko staan hier voor by my. Ek het 'n voorreg gehad om die afgelope 3 maande met hulle pad te stap. Ek het hulle ontmoet by hulle huis. Hulle wou betrokke geraak het by die gemeente. En ons het 'n pad geloop. Ek het hulle elke dag of elke Sondag na diens gesien, so 'n paar keer met hulle gepraat oor bekering, wedergeboorte, die koninkryk beginsels in hulle lewe gedeponeer. En ek het ook die voorreg gehad om laasweek 'n huweliksbevestiging te doen. Ek het sê, weet, voordat ons hierdie stappe gedoen is, daar seker 'n paar goed wat in plek moet kom, en hulle het gesê hulle is reg. Dit was my voorreg om laasweek ook hulle in die eg te verbind. En vanoggend is hulle hier met een begeerte, om op te staan in 'n nuwe lewe en skoon te begin. Het die bloed van die Here Jesus het gedoen dit wat die bloed van bokke nie kon doen. In die Ou Testament was sonde net bedek gewees, was net toegemaak gewees, maar iets wat bedek is, kan weer oopgemaak word. Maar die bloed van die Here Jesus het gekom en sonde weggewas, so dit kan nie weer herroep word nie. Sê, so ver as die ooste van die weste is, so ver verwyder hy jou oortredinge van jou al weg. So die bloed van die Here Jesus Christus reinig was, asof dit nooit daar was nie. Skoon begin volg. En ek gaan vir hulle 'n gebed doen, en dan gaan ek oorgee vir Pastor Anton, en dan gaan ons net gou regmaak voordat ons gaan voortgaan. So ek wil hê, kom ons steek ons hande uit, en kom ons bid vir hulle vanoggend, dat die Here die pad wat hulle stap, in sy genade oor hulle sal wees. Hemelse Vader, baie dankie dat ek vanoggend die voorreg het om hierdie 2 jong mense aan U op te dra. En ek wil bid, Here, U het met hulle werk begin, en U woord verklaar, Here, dat as U werk begin het, is U getrou om dit te volëindig. Vader, ek wil bid dat U hulle leidsman sou wees, dat U hulle by die hand sal vat, dat hulle sal gaan van krag tot krag, en van heerlikheid tot heerlikheid. Ek dank U, Vader, dat, Here, dat hulle in gehoorsaamheid besluit het om hierdie stap te neem. En my gebed is, Vader, dat U met hulle sal wees, en dat U genade oor hulle sal wees, in Jesus se naam.